Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons en die oggendoordenkingtyd waar ons praat oor die krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, leef binne in jou en my. En die beginsel wat ons die laaste paar weke na kyk is iets van my en jou lewe is soos 'n saadjie, 'n koringkorrel, mieliepit, wat ook al jy dit wil noem. Ons beweeg nou in oestyd in, so ons almal sien die landerye en die boere maak gereed om te kyk hoe groot hulle oeste en ons amper by Nampo oestyd is, al hierdie lekker dinge, maar dis my en jou lewe, net so vinnig iets oor daai saadjie. Jy het 'n keuse, wat gaan jy met jou lewe doen? Daai saadjie kan alleen bly, en dan gaan die varke dit opeet, of die voëls dit opeet, of jy kan daai saadjie gee, en dit kan gemaal word en brood word, of jy kan daai saadjie plant, en hy kan menigvuldig word. En dis die keuse wat jy het met jou lewe. Hoor wat sê Markus 4:4. In die saaiproses het party van die saad op die voetpaadjie geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. Hierdie is vir my, daai wasted lives. Daar's mense wat deur die varke opgeëet word, sonde eet hulle op. Nee, onthou die verlore seun het sy wye draaie gaan stap, en toe waar eindig hy op? Tussen die varke. Nee, Jesus sê, moenie die semels gooi vir die varke nie, pas op met wie jy meng, nee. En hier sê hy, en die voëls van die hemel het daai saadkorrel kom op. Ek weet jy hoe voel ek, daar's soveel mense wat hulle volle potensiaal verloor, omdat sonde dit opeet. Hulle lewe bly alleen, hulle leef vir hulle self, hulle selfsugtig eie ek, en hulle dink hulle is impressive, en hulle het groot karre, en mooi huise, en hulle is baie impressive. Maar die vark eet hulle op, hierdie wêreld eet hulle op, hierdie lewe eet hulle op, hulle is slawe van hulle drange, en hulle het geen lewe, en blink, en goedheid, en diep verhoudings in hulle lewe nie, is alles net 'n varkspol, skies daarvoor. So mens, jy het 'n keuse, wat gaan jy met jou lewe doen? Gaan die varke dit opeet? Gaan die voëls van die lug kom en dit oppik? Want jy leef net vir jouself, die eie ek. En jy kan dit nie keer nie, en die varke en die voëls kom vat jou. Of gee jou lewe, vrywillige sterfbeginsel. So besluit vandag, gaan jy vandag net vir jouself leef? Gaan jy vandag op alles trap en beklei en vloek en skel om te kry wat jy wil hê? Gaan jy lelik wees met jou vrou, jou kinders en mense en almal om jou, want jy is baas van jou lewe en niemand sal so met jou praat nie, en jou ou groot sterk mens. Varke eet jou op. Voëls van die hemel kom pluk jou op, want jy stoksiel alleen. Maak 'n besluit. Vat Jesus se raad. 'n Koringkorrel moet in die grond val en sterf. Dan voer jy duisende. Dis die doel van my lewe. Dit was die doel van Jesus se lewe. Dis die doel van almal wat nog die wêreld 'n beter plek gemaak het. Hulle lewe het in die grond geval en gesterf. Kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, bewaar ons van die leuen wat die wêreld verkondig. Kyk uit vir jouself, maak plek vir jouself, gee tyd vir jouself, die eie ek, die belangrikheid van die eie ek. Here Jesus het ons geleer dat buig jou knieë voor God en hy sal jou verhoog. Ek hoef nie myself te verhoog nie, ek hoef nie myself aan te stel nie, ek hoef nie myself te promote nie, ek hoef nie myself voor te druk nie. Jesus sal my vorentoe vat. So Here, dis moeilik, baie keer voel ons so ver agter, baie keer voel ons so alleen, so arm, so sukkel, en dan dink ons moet. So Here, help ons om hierdie beginsel te verstaan, van gehoorsaamheid, te doen wat U wil hê ons moet doen. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.